Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en hierdie is Straatwys en baie dankie dat jy op hierdie pragtige dag weer ingeskakel is. Nou daar's 'n spreekwoord in die wysheid wat sê holding on to anger is like drinking poison and expecting the other person to die. Nou in hierdie week vra iemand, 'n vriendin van my, om oor hierdie volgende te praat en sy vertel my die storie wat vir baie van ons bekend kan klink. Want sy bespreek by 'n fisio vir haar rug en die afspraak word uitgestel 2 keer. En toe sy uiteindelik die afspraak kry, is sy vroeg. Die fisio is 10 minute laat en toe word die sessie ook 10 minute vroeër gestop. En die persoon sê vir haar, hoorie, skus, daar wag 'n ander pasiënt vir my. En sy betaal toe volprys, sy kry geen afslag nie en ook geen erkenning nie. En die volgende dag gaan sy na 'n pamperplek toe vir haar naels en daardie tipe goeders. En weer begin die persoon laat. Weer word dit vroeg klaargemaak en weer moet sy volprys betaal, dat sy nie eers die hele liewe tyd gebruik het nie. En toe vra sy my, nou Dion, hoekom gebeur dit met my? Is daar iets op my voorkop geskryf wat sê, jy kan my maar uitbuit? Sjoef, en eerlik, baie van ons ken daardie gevoel, né? Daardie ervaring waar jy voel, mense vat jou vir 'n ride. En in haar geval maak dit nog meer erger, want daardie fisio is iemand wat sy as 'n vriendin beskou. En jy sou dink, daar is respek. Daar sou jy dink, daar is sorg en iemand sal jou op 'n ander manier hanteer. Maar dis net nie daar nie. En ons almal het mense wat met groot fanfare baie keer vir ons vertel hoe lief hulle vir ons is, hoe belangrik ons in hulle lewens is. En dan op een of ander manier skiet hulle jou juis in die voet. Hulle is juis die wat jou ignoreer wanneer jy die swaarste kry, of hulle is net nie daar wanneer jy hulle nodig het nie. En soms is dit hulle wat jou verraai. Nou die geskiedenis is propvol sulke stories, né? Hulle wat die naaste aan jou was, is dikwels die wat jou in die rug steek. Dink maar aan die woorde van Caesar wat gesê het, et tu brute, né? En dit maak meer seer as gewone teleurstelling, want jy het iemand binne in jou lewe toegelaat. Dis nie net pyn nie, dit is verraad. En die grootste liefdesteleurstelling in jou lewe is nie altyd wanneer twee mense net eenvoudig uit mekaar uitgroei en mekaar los nie. Die grootste is seer wanneer iemand vir wie jy jou hart, jou binnekant en jou toekoms gegee het, jou weggooi en iemand anders kies. En dis 'n tweesnydende swaard, né? Want aan die buitekant lyk dit dalk vir die wêreld asof dit net 'n pyperkat is, maar binne in jou sny dit diep en dit maak dood binne in jou. En party van ons kom net nooit regtig daar verby of oor dit nie. So as jy vandag dalk so voel, dink bietjie mooi daaraan. Daardie reaksies wat jy ervaar, het 'n menslikheid daaraan verbonde. En die seer wat jy voel, dis net so menslik. En die Bybel skrik nie vir hierdie werklikheid van menswees nie. Reeds vroeg lees ons van Kain en Abel en ons lees ook van Esau en Jakob, van Josef wat deur sy eie broers verkoop word en dan ook van Petrus wat Jesus verloon. Selfs die mense wat die naaste is, breek jou soms, jou hart, meer as die vreemdelinge daar buitekant. Maar nou kom die moeilike deel daarvan, is wat maak ek daarmee? Nou die eerste reaksie is dikwels, ek sal nooit weer iemand vertrou nie. Ek sal nooit weer iemand naby my toelaat nie. En dis dalk hoekom soveel mense se vriendekringe al hoe kleiner word en dalk hoekom soveel mense wat diep seer gekry het alleen deur die lewe gaan. Want hoe vertrou jy dan weer? Ek hoor die Bybelse boodskap van vergifnis, maar die seer bly. En nog iets gebeur ook verder, is jy onttrek. Nie net van die mense om jou nie, jy onttrek jouself van die wêreld daar buite. Jy begin die fout by jouself soek. En jare later loop jy nog steeds rond met dieselfde sweep in jou hand en jy gee jouself oor en oor pak slaag oor die dinge wat gebeur het. En intussen sien jy daardie mense wat jou seer gemaak het en jy sien hulle lewens gaan aan. Hulle lag en hulle post foto's op Facebook. Hulle het dalk lank al vergeet wat hulle aan jou gedoen het. Of erger nog, hulle besef nie eens hoe diep dit jou gebreek het nie. Maar jy dra nog steeds daardie pyn. En dan gebeur 'n derde ding. Jy maak iemand anders se destruktiewe gedrag teenoor jou 'n maatstaf vir almal en alles rondom jou. Nuwe mense, nuwe verhoudings, selfs jou kinders betaal die prys vir iets waarvoor hulle nie verantwoordelik is nie. Want iets in jou het gesterf en dis ook menslik. En nou kom die kieker. Wat mense aan jou doen, is hulle eie menslikheid. Met hulle eie pyn, met hulle eie gebrokenheid, hulle eie onvolwassenheid.
Dit maak dit natuurlik nie reg nie. Maar die ding is, jy het geen beheer daaroor nie. Maar wat jy doen met die seer, dit is jou keuse. Selfs Jesus aan die kruis, in die oomblik van die grootste verraad, het gevoel, my God, en geskree, my God, waarom het U my verlaat? En tog daar, op daardie plek van die uiterste pyn wat hy ervaar het, sê Jesus, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dis seker een van die mees radikale uitsprake in die Bybel, né? Want dit is bo-menslik, dis ander menslikheid. Dis nie natuurlik nie, dis nie maklik nie, maar dit is bevrydend. Want vergewe beteken nie, jy sê dit wat gedoen is reg nie. Dit beteken nie, jy maak asof dit nie gebeur het nie. Dit beteken nie, jy vertrou weer sommer blindelings nie. Dit beteken, jy weier om toe te laat dat iemand anders jou menslikheid, jou lewensgeluk en jou toekoms by jou kom steel. En miskien is dit die grootste geskenk wat Christus ons gegee het. Die herinnering dat daar iets godliks in jou is, die vermoë om anders te kan reageer, om nie vas te bly in die bitterheid nie, om te kan genees. So die vraag vandag is, hoekom het dit met my gebeur nie? Die vraag is, hoe lank gaan ek nog toelaat dat dit my vashou? Want die gewer van genade, sê die Bybel, is altyd vryer as die draer van die wrok. So tot ons weer saam stap, ek hoop jy het 'n wonderlike dag en mooi loop.